Die Here is goed en hy is op die troon, né? Vandag wil ons praat, julle weet die vrug van die Gees bestaan uit klomp skerfies, né? Soos 'n lemoen, elkeen het 'n skerfie aan, né? En nou wat is die tweede stukkie van die vrug van die Gees? Jy moet nou stop nie? Ja? Die tweede een, kinders, julle ken mos daai liedjie. Die tweede een, blydskap, né? Dit is die tweede sluis uit daai lemoen, is blydskap. 'n Christen lewe met blydskap. Dit is 'n teken van dat jy gevul is met die Heilige Gees. Dit is 'n teken van dat jy Godsvrug dra, is blydskap. En ons Christene dink julle ons is gemaak soos as twee boksers in 'n kruit klim en wat net soos dat jy ook kan sien. As jy twee boksers in 'n kruit klim, die een nou staan daar en hy bid net vir die bel om te ring, né? Die ander bokser kom en hy slat hom uitmekaar uit. En dan lei die klokkie en sê dankie tog, ek het geoorleef. En dan klim hy weer in die kruit na die rus ding en dan slaan die ander hom uitmekaar uit. Hy staan net daar en dan lei die klokkie, dankie tog, ek het dit gemaak tot hierdie rusdag, né? Dis nie wat 'n Christen voor is nie. Ons is nie gemaak om houe te vat en al sulke goeters en dan net te wil wag dat dit net vir ruskans is nie, né? Ons is nie gemaak soos daai bokser om pakslae te kry deur die lewe en deur die duiwel en wie ook al, net om aan te gaan nie. Ons is gemaak om daai tweede skyfie van die lemoen, van die vrug van die Heilige Gees uit te leef. En ons lees dit hierso in Johannes 16 vers 24. Hy is nog met rooi geonderstreep in my Bybel. Johannes 16 vers 24. Nou Jesus het met sy disippels gepraat, né? Hy sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hy sê bid en vra, en dan gaan dit vir julle gee, sodat julle blydskap volkome kan wees. Né? Dis mos dan lekker om met mense te praat wat vol blydskap is dit nie so nie? Dan lees ons in Numeri 8 vers 11. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee van hierdie hele stuk. Numeri moes die stad gaan bou het, die tempel gaan opbou het vir die Here, en hulle het op die boekrolle afgekom van die Here, né? Die boekrolle was verlang weg. Hulle kom uit ballingskap uit. Hulle hoor nie, hulle ken nie die woord van die Here nie. Hulle het saam met die ander mense, ander gode gedien en whatever. En Esdra, die priester, vat hierdie boekrol en hy lees hom. Dis daai tyd se Bybel, né? En die mense het gestaan terwyl daai boekrolle gelees is, né? En hulle het begin huil en het begin hartseer word oor toe hulle hoor die stem van die Here in hy boekrolle. Né? Wanneer laas het ons bietjie gestaan en geluister na wat die Bybel net die Bybel sê en wat die Bybel vir ons wil sê. Né? Hulle het gestaan en hulle begin huil. In Numeri 8 vers 11 antwoord Esdra hulle, né, die priester. Hy sê, verder het hy vir hulle gesê, dis nou vir die Israeliete, gaan eet lekker spys. Hy sê, gaan eet lekker kos. Drink lekker soetkoeldrank en stuur porsies aan hulle wat niks hier het nie. Hy sê, geef hulle ook bietjie wat nie iets voorberei het. Want hierdie dag is 'n heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie. Wees nie bedroef nie. Want die blydskap in die Here is julle beskutting. Blydskap, beskutting, blydskap, beskutting. Ander vertaling sê, blydskap is my krag. En ons sing dit in Engels, the joy of the Lord is my strength. né? The joy, blydskap, blydskap. Mense soek blydskap op ander snaakse plekke. Né? Van 'n korte duur sal jy sien dat mense
dalk ander wyn drink en dan word hulle bly vir 'n rukkie en môreoggend is hulle hartseer en koppe seer en alles is nie lekker nie. Hulle weet nie wat hulle gedoen het die vorige aand nie. Daai blydskap is vir 'n kort rukkie, dan is dit verby, né? Dit hou nie vir altyd nie. Dis van 'n korte duur. Maar die blydskap wat die Here vir ons gee, is volkome en beskermend. Hierdie blydskap wat die Here vir ons gee, is blywend, volkome en dit beskerm jou ook nogal. Dis die blydskap wat van die Here afkom. Die blydskap van die Here is 'n nie 'n liggaamlike gevoel nie. Baie keer as jy nou 'n lekker roomys eet, dan is jy bly en jy is happy en alles. Maar dis nie wat blydskap is nie. Die blydskap wat van die Here afkom, is die krag van die Heilige Gees om in moeilike omstandighede nog steeds bly te kan wees. Is dit nie so nie? Jesus is die gewer van die blywende, volkome, beskermende blydskap. Nee? Die blydskap is nie van korte duur nie. Wêreldse besittings gee jou blydskap vir 'n kort rukkie. Prestasies, baie mense is verskriklik bly oor hulle prestasies, wat hulle in die lewe bereik het. Dit gee vir hulle blydskap, maar dis ook as daar 'n siekte inkom of daar iets gebeur, verdwyn daai blydskap net so, soos die mis voor die son. En jy sit in 'n donker diepe gat en jy weet nie hoekom nie. Ons ken almal vir Shorty wat saam met Leon Schuster opgetree het, terwyl hy in die wêreld was, terwyl hy daai groot geld verdien het, saam met Leon Schuster, was hy vol blydskap. Dit het alles goed gegaan met hom. Hy het geld gehad, hy was wonderlik, almal het hom herken, maar nadat Leon Schuster ophou movies maak het Shorty eenkant gegaan. Die blydskap het agtergeraak, en nou is almal kwaad vir Leon Schuster, want hy het sy blydskap gesoek in die aandag wat hy gekry het in die flieks. Hy het sy blydskap gesoek in die geld wat hy verdien het, terwyl hy films gewys het. Dis waarin hy sy blydskap gevind het. Hy het nooit gaan moeite doen om sy blydskap in die Here te kry nie. Nee? Jesus sê, vra in my naam ware blydskap, dit vloei uit die Here uit. Hy sê, vra dit vir my. Mense, wat wil ons meer hê as hy vir jou sê, vra vir my die blydskap. Waar kom die blydskap as ons dit lees? Waar kom die blydskap vandaan? Van die Here af. Hy sê, vra dit vir my. Nee, en ek sal vir jou gee, ek wil hê jou blydskap moet volkome wees. Hy sê, Esdra sê, luister, gaan eet lekker, drink lekker koeldrank, want die blydskap, die Here wil jou blydskap hê, hy wil jou bly hê, want dan is jou blydskap volkome en dit is vir 'n beskutting vir jou. Nee. Wanneer ons ontvang wat uit sy hand kom, word dit ons harte vervul met dankbaarheid en vreugde. Wanneer ons die Here bid, en die Here gee vir ons, wat gebeur in ons binneste? Is dankbaarheid en dat vreugde gekom. Meen toe ons Derek bel en sê, hoe lyk die kalf? En hy sê, o my bek water nie, die voet word reg, hy begin trap. Wat dink julle het aan my gebeur? Vreugde, en ek het die Here geloof en prys, want ek het gesien die Here gee dit vir my, vir wat ons vra. Ons het gevra, ek het so 'n paar mense gevra en sê bid, en het gebid, en die Here het gesê, julle vra nie, hoe kan ek vir julle blydskap gee? Ek wil vir julle gee, julle blydskap moet volkome wees. Nee? Hy wil dit hê, hy sê dit vir ons, julle het nog niks in my naam gevra nie. Die blydskap kom van my af, nie van iets anders nie. Vra vir my, en ek sal vir julle gee. Julle blydskap moet volkome wees. Met ander woorde, gebed is die sleutel tot blydskap. Hy sê, bid van my. Julle het nog nie gebid nie. Julle het nog nie gevra nie. Bid is die sleutel om te kry en blydskap te kry. Jesus koppel blydskap aan gebed. Hoeveel tyd spandeer ons in diep gebed? Gebed is nie, ek sê altyd, dis nie inkopieslys nie. Here, ek het 'n nuwe kar nodig. Here, ek het nou geld nodig vir dit. Here, ek het nou
kos vir die maand nodig, Here, ek het dit nodig, Here, ek het dat nodig, almal in die bed, né? Is dis nie gebed nie. 'n Gebed is 'n plek waar jy ontmoet met die Here en jy jou hierdie vrede blydskap vir jou kan gee. Né? Dis 'n plek waar jy by mekaar kom met die Here. Dis nie 'n hikkerie-dikkerie dok gebedjie nie. Né? Dis nie ja, ons bid om die tafel, dankie Here, seën die kos en alles. Maar die Here wil hê dat jy tyd maak met hom. En op 'n plekkie eenkant gaan sit. Die Bybel sê in die ander plek, gaan in jou binnekamer, maak die deure toe. Dis die plek waar jy blydskap kan kry. Jy kan sien mense in vandag se lewens, mense wat bombasties is, kwaad is vir alles, ignoreer en whatever. Jy sal sien dat mense het nie gebedslewe nie. Hulle het nie 'n binnekamer gebed verhouding met die Here nie. Want dit kan net van die Here afkom. Hierdie blydskap waarvan ons praat, wat die tweede skyfie is in die vrug van die Gees, kom van die Here af. Né? En een mooi voorbeeld wat ek gekry het in die Bybel van dit is, en dit is vir my 'n kosbare verhaaltjie, dis van Hanna. Julle ken almal van Hanna in die Bybel. Dis die ma van Samuel. Een van die grootste profete wat Dawid gesalf het en Saul almal gesalf het as konings. Haar ma Hanna was kinderloos. En in daai stadium was 'n vrou net genoeg om water te gaan haal en om kinders te kry, né? Dis 'n vrou se job gewees. Maar Hanna het nie kinders gehad nie. Hoe het hulle gespot die ander vrouens, né? En die ander mense van, ek het nou al 10 kinders en jy tog nie, hoeveel kinders jy? Ek het niks nie. Die een dag, toe gaan Hanna na die tempel toe. En sy gaan lê voor die Here en bid. En sy sit hierdie goed als op die tafel voor die Here. En sy bid by die Here. So erg, laat Eli inkom en hy sê, Hanna, skuif die wyn van jou af weg. Wat beteken dit? Sy het so gebid, wat Eli gedink het, sy was dronk. So het sy voor die Here gehuil, so het sy die Here se aangegryp in hierdie diep gebed wat sy met die Here gehad het. En sy sê, nee man, ek is nie gedrink nie, ek het die Here vir dit en dit gevra. En Eli sê, mag die Here aan jou dink. En Hanna staan op, sy gaan eet, en sy was haar gesig. En die Bybel sê, dis 1 Samuel 1 gaan lees dit, haar gesig was anders. Né? Toe sy van daai plekkie van haar af opstaan, daai plekkie waar sy die Here aangegryp het en aangehang het sy opgestaan en haar gesig was anderster gewees. In dieselfde jaar, daai tyd, het 'n man by haar gekom en die Bybel sê, en die Here het aan haar gedink en sy swanger geword. Né? Toe sy blydskap kry, toe gebeur dinge in haar lewe, wat ons nie kan verstaan nie. Blydskap verander sake. As jy in 'n plek instap, en jy het blydskap in jou, trek dit mense na jou toe. Dit stoot nie mense af nie, maar as jy in 'n plek instap, dikbek en dit stoot mense van jou af. Dis hoekom gewoonlik, ek sê altyd, en ek het dit iewers geskryf, ek weet nog nie waar nie. As jy huil jy alleen. Maar as jy lag almal saam met jou. Jou keuse, wil ek huil? Wil ek in hierdie groef staan, wat ek mense wegstoot van my af? Wil ek in hierdie groef staan, wat mense nie by my wil kom nie? Wil ek in hierdie groef staan, wat ek eintlik verag word, deur mense om my? Of wil ek hier blydskap van die Here hê, wat mense na my toe trek? Mense wat sê, ek wil saam met Piet of Koos wees, of Sunny. Want dit is lekker om by hulle te wees. Ek voel opgecharged as ek by die mense was. In Frankfurt was daar 'n tannie, sy was so 2 winkels af van ons gewees. As sy in die winkel kom, dan gaan ek agteruit. Want dit was 5 minute, dan wil jy jou polse afkou. En al die dinge wat jou aantrek, wat as sy by jou gewees het. Maar daar was 'n oom Stoffel ook. Ek het gery in Omnietjie. Ek het gery en by hulle gaan sit. Ou Pinkstermense, by hulle gaan sit en by hulle gaan luister.
Ek het by hulle gaan sit en sê, vertel my van die ou dae, vertel my van die Pinkster dae. En dit was lekker, oom Stoffel en oom Nikkie was, hulle is nou, oom Nikkie is al dood, hy was al stokou man gewees. Maar ek het saam met hom gery, vereniging toe, die kant, want dit was lekker om saam met hom te wees, want die blydskap het uit hulle harte uit oorgeloop en op my gekom. Maar as Rina daar was by die winkel, het ek agteruit geloop. Ek het nie in dieselfde vertrek gesit as sy nie, want soos ek sê, dis 'n gemoun en 'n gegroun en ek wil net my polse afvreet. Blydskap trek mense na jou toe. Blydskap beskerm jou ook. Die Bybel sê, daar so in Nehemia wat ons gelees het, hierdie blydskap wat die Here jou gee, is blydskap wat jou beskerm. Hoe kan ons nou so sê? Waar val die duiwel eerste aan? Waar wil hy jou plat trek? In jou blydskap. Hierdie tussen die ore is naaste by so 6 duim, myne bietjie groter seker, ek weet nie. Maar dit is die speelplek van die duiwel. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en so aan, en hy gee hom glad nie vatplek nie. Nee, waar gee jy hom vatplek? In jou gedagtes. As jy besig is met verkeerde dinge, kwaad wees, die of daai of goeters, wat niks met blydskap te doen het nie, gee hom 'n vattrapplek tussen die twee ore. En dit trek jou af, en jy word 'n speelbal van die duiwel. Eerste, mense verlaat jou, mense wil nie meer by jou kom nie, mense wil nie met jou sien nie, mense draai weg van jou af. Mense wat eers naby aan jou was, hoekom? Want die duiwel het daai joy van jou gesteel, en het dit oorgesit in 'n hatige mens, nie haat nie, maar 'n mens wat hatig is op alles en almal, en alles verkeerd is, en alles skeef is. Nee, is dit nog reg as ek so sê. Maar as jy hierdie bewaar, en jy by die Here was, en jy op hy plekkie was, en jy die vreugde, en die blydskap van die Here in jou, het die duiwel geen vat aan jou nie. Daar is nie 'n manier nie. Want dit is nou ongelukkig so 'n soort, soos ek sê het, Freddy het binne 'n week was hy by die ander ou, al die knorpotte sal op 'n stadium by mekaar wees. En al die mense wat vol blydskap is en vreugde, sal by mekaar wees. Dit trek mekaar aan. En ek wil my omring met mense wat lus is vir die lewe. Die Here gee ons hierdie lewe. Kyk hier mooi, as ons so uitkyk, vanmôre hier reën wat geval het, en die son skyn direk daarna. Hoe pragtig groen was daai veld. Hy gee dit alles vir ons verniet. Of ons kan kyk om hom af te brand, of ons kan kyk aan die skapies wat daar gaan wy. Jou keuse. Veg die goeie stryd van die Here. Die vyand kan geen aanslag lê teen 'n persoon wat vol blydskap is nie. Blydskap kan hy nie deurkom nie. Volkome blydskap is net in Christus. Al die ander dinge kan blydskap nie hou net 'n kort stoometjie en dit gaan verby. Blydskap stroom elke tekortkominge bo-oor. As jy nie dalk uniek fisiek het, maar blydskap spoel oor dit. Ek worry nie daaroor. As jy nie geld het, blydskap gaan oor dit. Alles gaan oor dit. Blydskap loop boor enige tekorte wat jy in jou lewe het, gaan blydskap oor. Dit het geen vaste plek op 'n mens wat vol blydskap is nie. Blydskap wat uit die Here uitkom is blydskap, standvastigheid en ewigdurend, en dit is beskermend, né? Dit beskerm jou altyd deur. Blydskap is ook 'n getuienis, né? Blydskap is iemand wat kan dadelik blydskap in jou raak sien, né? As iemand, soos ek weer sê, snaaks en lelik is, blydskap kan nie in hom sit nie. Mense wat vol blydskap is, hol weg van hom af, né? Ek het nou 'n bietjie die mekaar geraak, maar wat? As jy huil, hier staan dit. Leef in 'n verhouding met die Here, met die Skepper, die gewer van blydskap. Moenie eenkant sit en wag nie. Kom in 'n verhouding, dis 'n verhoudingslewe, 'n verhoudingsgebeurtenis om blydskap te hê.
Dis so lekker as jy partykeer by mense verbyry en jy sien sommer die kinders is opgewonde, almal is opgewonde. Jy wil sommer intrek en koffie drink, is dit nie? Ja, dit kom uit 'n verhouding wat uit gebed uit gebou word. Blydskap. Onthou elke dag, jou krag is nie in jouself nie, maar in die blydskap, die voortdurende blydskap, die houdende blydskap, die blydskap wat beskerm in die Here. Dis waarvan jou krag vandaan kom. Soos die Bybel sê, the joy of the Lord is my strength. Bly in daai blydskap, moenie van dit uit wegkruip nie. Onthou elke dag, ja, hierdie blydskap word groter as jy meer en meer dit uitdeel aan mense. Hoe meer jy blydskap met mense deel, hoe meer word die blydskap binne in jou. Is dit nie so nie? Hoe meer jy blydskap het, hoe meer deel jy dit uit, jy praat met mense, met lekker blydskap, en dan, boem, word jou blydskap meer. Jy is opgewonde, want die ander is ook nou bly, want jy is ingebore, jy is ingebid, blydskap in jou in. Is dit nie so nie? Daar by die skool ook seker, al die mense wat opgewonde is, bly is, hulle is allemaal by mekaar. En al die negatiewe ouens en daai ouens is by mekaar. Is dit nie so nie? Blydskap, hoe meer jy uitdeel, hoe meer jy met mense te doen het, wat blydskap is, hoe meer word jy blydskap. Deel blydskap uit, so ver as wat jy gaan. En moenie aanhits om te veg nie. Jesus roep jou en my om te vra en te ontvang en te leef in blydskap. Hy moedig ons aan, hy roep ons, hy sê bid en vra. Dis mos 'n uiteindelike uitnodiging, hy sê dit vir jou. Ek wil dit vir jou gee. Hierdie blydskap beskerm jou soos 'n geveg teen 'n skerp, as die storms teen jou huis slaan. Hierdie blydskap trek soos 'n laar rondom jou. En daar kan geen bose inkom nie. Dit is 'n beskermende blydskap. In Handelinge 13 vers 52 lees ons dat Handelinge 13 vers 52 sê die Here, die woord van die Here, en die disippels is gevul met blydskap en die Heilige Gees. Kan ons die twee losmaak van mekaar af? In Galasiërs sê die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Nee, tweede een. Blydskap, die Heilige Gees, blydskap. Jesus sê hy is gevul met blydskap. Eerste blydskap en die Heilige Gees. Blydskap is 'n teken dat jy die Heilige Gees het. Mense wat nie bly is, die twyfel ek baie keer oor hulle stand met die Here. Nee? Die Ethiopiër, hoe weet ons dat hy gevul is met die Heilige Gees, na hy gedoop is? Die Bybel sê, hy het sy reis met blydskap aangegaan. Nee? Hy het uit die water uitgekom, en nêrens praat hulle verder van hom nie. Die Bybel sê net, hy het sy reis met blydskap volgegaan. Dit is die gawe van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hom gevul, daarom kan hy met blydskap gaan. Dis 'n lang pad, dis van Israel af na Ethiopië toe, is 'n baie lang pad, 'n gevaarlike pad. Maar hy het daai reis gegaan met blydskap. 'n Teken van die Heilige Gees. Is ek reg dan nie? In Johannes 15 vers 11 sê die Here, en ek het julle hierdie dinge gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en dat julle blydskap volkome kan wees. Johannes 15 vers 11. Julle moet dit soms onderstreep in julle Bybels. Ek het julle hierdie dinge vertel, dat my blydskap in jou kan lewe, en jou blydskap volkome kan wees. Wat is die hart van die Here? Hy wil hê ons moet bly wees. Die duiwel kom en hy steel jou blydskap. Dis die eerste punt wat hy op aanval, jou blydskap.
Die Here wil hê, ons moet bly wees vandag. Wie van ons vandag het nie blydskap? Wie se blydskap is volkome? Wie kort bietjie blydskap? Kom, ek dink ons gaan almal